Die wat nou nog nie gegroet is nie, wees gegroet. Is lekker om hier so te wees. Op hierdie baie spesiale dag, wat ons wel net een keer 'n jaar vier, maar waar dit elke dag gevier kan word. En waar ons veronderstel is om dit elke dag te vier. Soos daar kyk op die bord, is vanoggend se tema meer as net Kersfees. As ons self die vraag vra vandag, wat beteken Kersfees vir ons? Wat gaan ons antwoord wees? Want Kersfees is soveel meer as net 'n dag wat ons vier van die geboorte van ons verlosser, saligmaker Jesus Christus. Dis baie meer as 'n kind in 'n krib, want dit is God wat mens geword het hier op aarde. So wat beteken Kersfees vir oggend vir ons? So Kersfees, toe ek hierdie vraag aan myself gevra het, beteken Kersfees vir my 3 dinge. En hierdie 3 dinge is wat ek vir oggend wil op fokus. Want dit is wat Kersfees vir my beteken. En as ons gaan sit en ons raak stil en ons dink daaroor, glo ek dat almal so ook daaroor sal voel. Want as ons kyk na die eerste, is dit natuurlik die geboorte. Want ons daar lees in Lukas 1 vers 30 en sê, en die engel sê vir haar, moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal hom aan die troon van sy vader Dawid gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. So die eerste logiese betekenis van Kersfees is die geboorte van Jesus Christus. Die geskenk wat ons gekry het, deur die genade van ons Here Jesus, van wat God vir ons gegee het, is die eerste natuurlike opsie, wat Kersfees vir ons beteken. Jesus is vir ons gestuur, hierdie wonderlike geskenk, en pastoor Johan het nie te lank terug oor gepraat van hierdie geskenk, wat ons verniet gekry het, en wat ons moet gebruik, en oopmaak. Elke keer as ek dink aan Jesus, en ek dink aan die Heilige Gees, aan die gawes van die Heilige Gees, sien ek hierdie geskenk wat aan my gegee is, en wat ek die verantwoordelikheid het om oop te maak. Maar as ek hom nie oopmaak nie, kry ek nie die geskenk nie. So die eerste betekenis van Kersfees is Jesus Christus die geboorte. Waar God sy liefde aan ons gewys het. Waar God geweet het, ergens moet daar 'n plan wees om die verhouding tussen ons en hom te herstel. En God het dit goed gedink, uit liefde uit om sy seun vir ons te stuur. So dit is die, as ek die Engelse woord mag gebruik, die obvious betekenis van Kersfees. Maar dan die tweede betekenis, en ons sal terugkom na die geboorte van Jesus toe. Die tweede betekenis is die kruis. Ons lees daar in Markus 15 van die kruisiging van Jesus Christus. Sien, Kersfees het nie gestop by die geboorte van Jesus nie. Dit het aangegaan. En die tweede betekenis vir my is die kruis. Vir wat op die kruis gebeur het. Jesus se liefde wat hy aan my bewys het. Gesê het, ek sal 'n daad uitvoer om die verhouding te herstel tussen mens en God. Ek sal my lyf offer, sodat julle eendag ook in die hemel kan wees. So die kruis is vir my 'n tweede betekenis van Kersfees. En so belangrike betekenis. Want as ons sê gelukkige Kersfees of gelukkige Christusfees, dink ons sê net baie geluk, Jesus is gebore vir ons. Maar dit beteken ook die kruis wat saam met dit gaan. Van Jesus wat aan die kruis gehang het vir ons. Sien, sonder die kruis kon dit nie verder gegaan het nie.
As dit net die geboorte was dit die begin en die einde. Maar dit was nie. Die kruis het gevolg op die geboorte. Die kruis is ons deur na Jesus toe, na God toe, vir die daad wat Jesus vir ons gedoen het. So die kruis is net so belangrik soos Kersfees op hierdie dag wat ons vier. En dis hoekom ons sê, ons hoef nie net Kersfees op die 25ste Desember te vier nie. Want dit is nie net die 25ste Desember nie. Dit is soveel meer. Dit is soveel meer as net 'n kind wat gebore is. Die geleentheid om vry te word van sonde beteken Kersfees vir ons. Want as Jesus nie gebore was nie, was daai geleentheid nie daar vir ons nie. En as die geleentheid nie daar vir ons was nie, sou dit die einde vir ons gewees het. Maar daar was 'n plan gewees met die geboorte van Jesus Christus. En die geboorte was maar net die beginpunt. So die kruis is vir ons so belangrik. Die kruis beteken ook vir ons genesing. Jesaja 53. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Sien, die kruis bied ons ook genesing. As dit nie vir die kruis was nie, was daar ook die genesing vir ons nie. En in hierdie genesing is dit twee betekenisse. Eerstens, die genesing, fisiese genesing, van liggaam, siekte. So die geboorte en die kruis wat volg op die geboorte, daai kruis beteken vir ons genesing. Gee ons ook die geleentheid om genees te word. Fisiese genesing, maar ook geestelike genesing. Nou daai geestelike genesing is so belangrik vir ons, want dit is ons pad ook na die hemel toe. So die kruis was ook nie net 'n daad van liefde van Jesus, maar dit was doelbewus gewees om vir ons genesing te gee. Genesing vir ons sondes, genesing vir ons fisiese uitdagings in ons lewens. Pyn, lyding, siekte. Dan nog 'n ding wat die kruis vir ons beteken is die weg na die Vader. Johannes 14. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So Jesus is so belangrik vir ons, sodat ons ook 'n weg na die Vader kan hê. Sodat ons daai direkte lyn tussen ons en God kan hê met Jesus as middelaar. So die geboorte was belangrik. Die kruis was net so belangrik om daai genesing en daai weg te skep vir ons, om daai verhouding te herstel wat gebreek was in die tuin. Sien, die kruis beteken vir ons kan weer in verhouding staan met God. En Jesus was die een wat daai verhouding herstel het. Jesus was die een wat gesê het, daar is nog steeds hierdie gaping tussen jou en my Vader. Ek sal aan die kruis sterf om daai gap toe te maak. Ek sal kom intree vir julle, sodat julle ook by my Vader kan wees. Sodat julle ook 'n geleentheid het om tot by my Vader te kom. Sien, dit sou nie plaasgevind het as dit nie vir die geboorte was van Jesus Christus nie. God het geweet, daar moet 'n herstel wees. En hy het gesê, ek sal my seun vir julle stuur. God wat mens geword het, om gebore te word, te sterf aan die kruis, sodat ons ook 'n weg het na ons Vader toe. Sien, al hierdie is liefde. Dis God se liefde aan ons. God wat sê, my kind, ek wil jou by my hê. Ek wil nie hê jy moet verlore gaan nie. Daar's sonde
daar's lelik in hierdie aarde, in hierdie wêreld. Maar God sê, ek sal 'n plan maak. Ek sal my seun stuur. En ek gaan dit nie daarso stop nie. Ek gaan die beste leermeester stuur wat ek kan. Maar ek gaan dit nie daar stop nie. Ek gaan dit kruis toe vat vir jou. En my seun gaan aan die kruis sterf, sodat jy genesing kan hê. Saam met die genesing gaan my seun iets belangriks wees. My seun gaan die middelaar wees tussen ek wat God is en jy wat my kind is. So die kruis is net so belangrik. Dan is daar 'n derde ding. En alles volg so op mekaar. Die geboorte, die kruis, en dan, wat kry ons na hierdie kruis? Wat kry ons? Ons kry die kroon. Ons kry die ewige lewe. Ons lees daar in Johannes 3 vers 15, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar die wêreld deur hom gered kan word. Ons kry 'n kroon, ons kry die ewige lewe vir iets wat ons nie gedoen het nie. Iets wat ons nie verdien nie. Iets wat ons definitief gedoen het, maar iets wat ons definitief nie verdien nie. Sien, is liefde. Liefde van God. Liefde wat ons as mens sal sukkel om te verstaan. Liefde wat sê, ek sal alles vir julle gee, sodat julle ook by my kan wees. Want as ons terugsit en ek vra myself, Here, die kroon wat U my gee, die ewige lewe wat U my gee, verdien ek dit? Is my antwoord 100 keer meer nee. Maar God het gesê, jy's goed genoeg vir my. Jy's goed genoeg vir my, sodat ek my seun sal aarde toe stuur. En ons moet bly wees. Ons moet 'n glimlag op ons gesig hê. Is 'n geskenk wat ons verniet kry by God. 'n Geskenk wat ons nooit sal kan betaal nie. En so dikwels loop ons rond as Christene met hierdie swaar gesigte. Want arme ek. En is die teenoorgestelde. God sê, ek stuur my seun vir jou. Hy gaan jou kom leer hier op aarde. Hy gaan vir jou sterf aan die kruis. En weet jy wat daarna, nadat my seun die ergste dood wat nog bestaan het, deurgegaan het, gee ek jou 'n kroon, gee ek jou die ewige lewe. Dit is veronderstel om 'n glimlag op ons gesig te sit. En as dit ons nie honger maak om uit te gaan om hierdie goeie nuus te deel nie, dan moet ons teruggaan na die woord toe. En as vir die Here vra, Here, laat my hierdie liefde verstaan. Here, help my, laat ek sien hoekom ek dit verdien, of hoekom U dit aan my gegee het. Dit moet 'n honger in ons wakker maak om uit te gaan en die woord van God te verkondig. En ons het laas Sondag gepraat oor wie vat ons saam. En ek het baie boodskappe gekry en ek het met mense gepraat van dit stop nie daarvan wie vat ons saam nie, maar wat vat ons saam? En vat ons die goeie nuus saam in 2026 in. Vat ons die goeie nuus van Jesus is gebore, dat het nie daar gestop nie. Hy het aan die kruis gesterf vir ons. En na die kruis gee hy vir jou die ewige lewe verniet deur sy genade. Sien, is iets wat ons moet saamvat. So saam met die mense wie ons gaan saamvat in 2026, gaan ons 'n besluit maak om die goeie nuus ook saam te vat. Want as ons hierdie goeie nuus vir onsself hou, dan was al hierdie maar eintlik verniet. Want God het nie sy enige gebore seun, God wat mens geword het, gestuur aarde toe, sodat net 'n handjie van ons gered kan word nie.
Dit was 'n daad uit liefde uit, sodat almal die geleentheid het om ook by hom te wees. Sien, daai kroon is nie net vir sekere mense nie. Daai kroon is nie vir 'n uitgekiesde groep wat in daai dorp bly, of wat net die hoëpriesters, of net die diakens, of die ouderlinge nie. Daai kroon is vir ons almal. Dit is vir ons almal die geleentheid om in die ewige lewe in te gaan. Jesus het na aarde toe gekom, gesterf aan die kruis, om die koneksie te wees tussen ons en God vir almal. Maar as ons stop by die geboorte en ons stop by die kruis, dan beteken dit niks nie. Maar al drie, geboorte, kruis, ewige lewe, loop so saam en so aan een. En ek wil dit daar opsom so krib, kruis, kroon. Sien, want as die krib nie gebeur het nie, was die kruis nie daar nie. En as die krib nie gebeur het nie, was die kroon nie daar nie. Maar hoekom al drie gebeur het? Daai heel laaste ene kry ons daai kroon. So ons moet onsself die vraag vra, is ons reg om daai kroon te vat? Want ons het 'n verantwoordelikheid met daai kroon. As jy daai kroon wil hê, is daar verantwoordelikheid. So is ons reg om daai kroon te vat. Want as jy daai kroon vat jy die verantwoordelikheid om dit te deel. En nie vir jouself te hou nie. So ons as Christene, ons mense wat glo dat Jesus God is, gekom het, gebore het uit 'n maag, opgestaan het, gesterf het aan die kruis, opgestaan het uit die doodheid, opgevaar het na die hemel toe, sodat ons ook daar kan wees. As ons dit glo, is dit ons verantwoordelikheid om uit te gaan om dit te deel. So ek wil ons met hierdie woorde onthou, krib, kruis, kroon. En elke dag, as ons aan Jesus dink, ons dink aan die krib, aan God se liefde, wat hy vir ons gegee het. En as die krib 'n glimlag op jou gesig sit, dan moet jy dink aan die kruis, wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het, sodat ons ook genesing kan hê, sodat ons ook 'n direkte verhouding met God kan hê. En as dit 'n glimlag op jou gesig sit, moet jy op jou knieë val en vir die Here sê dankie. Dankie dat daar 'n kroon is. Dankie vir u liefde. Dankie vir, maak nie saak wat ek doen nie, ek het nie verdien nie. Ek verdien dit, want Jesus Christus het die daad gedoen vir my. En as jy klaar op jou knieë geval het, en vir die Here dankie gesê het, op te staan, en daai kroon te dra. Ek het dit laasweek genoem, gesê, as jy vandag glo, jou pa is die koning, dan maak dit jou 'n prins. En as jy 'n prins is, en jy trek daai kroon op, act like a prince, walk like a prince, talk like a prince. En as jy die mense nuuskierig het om jou, by jou werkplek, in die winkels, as hulle daai het, soos, yes, ek soek wat daai ou het, ek wil loop, breë bors loop, nie uit arrogansie uit nie, maar uit van ek's 'n prins, want my God is die koning. Jesus Christus is gebore, gesterf, opgevaar. En dan deel jy daai woord met die mense. Maar eers nadat ons besef het wat ons gekry het. So my gebed is, mag ons uitgaan. Mag ons act like a prince. Mag ons elke dag Kersfees vier. En nie net die 25ste nie. Mag ons elke dag die kruisiging vier. En mag ons elke dag die opstandings vier. Want krib, kruis, kroon gaan saam. En dan mag ons elke dag die kroon dra in herinnering van wat Jesus vir ons gedoen het hier op aarde. Ek hoop julle is opgewonde soos ek. En kom ons sit 'n smaal op ons gesigte. Dis nie so ernstig nie. Dit lyk baie ernstig. Dis nie so ernstig nie.
So kom ons geniet dit. Kom ons geniet hierdie dag saam met familie. En kom ons weet, hoekom ons hierdie dag vier. Kom ons sit so en sluit ons hieroor. Liewe Heer, wat 'n blye dag is dit nie vandag nie. Liewe Heer, waar ons weet, dit het nie gestop by die krib nie, maar die krib was die begin. U liefde, God wat mens geword het, Jesus Christus, is die begin. Maar dit het aangegaan na die kruis toe. Maar waar die kruis ook nie die einde was nie, maar waar daar opstanding was. En liewe Heer, wat na die opstanding daar 'n kroon is vir ons. Liewe Heer, wil ons U loof en ons wil ons U prys vir U liefde wat U aan ons wys. Liewe Heer, my gebed is, mag ons elke dag dit onthou, dit wat U vir ons gedoen het. Dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het aan die kruis. Liewe Heer, mag ons dit elke dag vier. Mag ons die honger kry om uit te gaan in die wêreld in en die woord te verkondig van hoe goed U is. Liewe Heer, mag ons die kroon aantrek en ons die kroon aantrek die verantwoordelikheid dra as 'n prins. En daai verantwoordelikheid is om uit te gaan en die woord te verkondig. Liewe Heer, sodat almal gered kan word. Liewe Heer, dat daai dierprys, die geskenk wat ons verniet gekry het, nie verniet was nie. Liewe Heer, dit is duidelik dat U ons almal daar wil hê in die hemel saam met U. Liewe Heer, dit kon nie maklik gewees het om te sien hoe U seun aan die kruis sterf nie. En ons sê vir U dankie daarvoor. Liewe Heer, ons loof en ons prys en liewe Heer, waar ons nou uit mekaar uitgaan, liewe Heer, waar ons nou gaan saamkuier as familie, vriende, mag dit altyd die boodskap wees, heel eerste van krib, kruis, kroon, voor die ander dinge bykom. Liewe Heer, dankie, ons loof en ons prys U, en alle lof en alle eer kom net na U toe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.